Lees vanaand weer uit 3 gedeeltes. Uit Matteus 6, uit 1 Petrus 5 en dan ook 'n enkele vers uit Filippense 4 vers 6. Matteus 6 vanaf vers 6 tot 13. En 1 Petrus 5 vers 6 en 7. En Filippense 4 vers 6. Matteus 6 vers 6 tot 13. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe. Maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle dit van hom vra. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek wil graag vers 11, 12 en 13 vir u herhaal. Die bede, gee ons vandag ons daaglikse brood. En vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan blaai ons na 1 Petrus 5. Daar lees ons vers 6 en 7. Onderwerp julle dan daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. En dan net die enkele vers uit Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Met die klem daarop dat ons oor niks besorg mag wees nie, maar al ons begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend sal maak. By die volgende 3 geleenthede gaan ons praat oor vir wie moet ons bid. Die inhoud van die gebed in die Nuwe Testament sê dat vir wie jy bid ook 'n bepaalde element van jou gebed is met 'n bepaalde karakter. Nou is daar 3 moontlikhede vir wie ons kan bid. Dis vir onsself, vir ander en dat ons dan ook bid tot God en vir God. Vanaand kyk ons na die eerste daarvan, dat ons as gelowiges ook vir onsself bid. Wanneer 'n mens vir jouself bid, dan gaan dit daaroor dat ons in die eerste plek vra dat ons sonde vergewe sal word. En ook dat God ons sal bewaar, dat ons nie sal sondig nie. Hoekom is dit so belangrik? Het is belangrik omdat dit juist die sonde is, wat soos 'n muur tussen ons en God staan. Van alle verhoudinge wat 'n mens in jou lewe kan verbreek, is die ergste as jou verhouding met God verbreek word. In Efesiërs 2 vers 1 word daar vir die gelowiges in Efese verduidelik dat hulle vroeër dood was as gevolg van hulle oortredings en die sonde wat hulle lewenswyse gekenmerk het. Hulle was dood omdat hulle geleef het soos die sondige wêreld.
as gelowiges, kan ons nie sê, Jesus Christus het ons verlos. En nou kan ons maar willens en wetens sondig, maar net soos ons wil nie. En in die sonde volhard. In Christus is ons geheilig in God se oë. En God die Vader verwag van ons as sy kinders, dat ons soos sy kinders sal lewe. En daarom kom ons in die gebed, en sê ons elke keer vir die Here, ons is jammer, wanneer ons gefaal het. En vra ons juis, dat God ons van die sonde sal bewaar. In die Bybel staan daar dat sonde beteken om jou doel te mis. Sonde maak dat 'n mens jou doel om vir God te lewe mis. En daarom is mense wat sê hulle glo maar in hulle sonde volhard, is hulle dood daarin, dat hulle doel waarvoor God ons geskaap het mis. Wat ons as mense die nodigste het, is dat ons verhouding met God herstel sal word, en ons gemeenskap met hom. Sodat ons kan lewe soos hy wil, en ons lewe doel en sin kan hê. Dit is so dat Jesus al 2000 jaar terug aan die kruis vir al ons sonde betaal het. Maar dit is ook so dat ons as gelowiges ook elke dag saam met Paulus moet sê in Romeine 7 vers 19. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daarom kan ons nie anders as om telkens wanneer ons in die gebed tot God nader, ons skuld voor hom te bely, en ons te werp op die genade wat daar is in Jesus Christus nie. So die ware gebed behoort dat ons altyd sal bid soos wat Jesus ons in die ons Vader leer bid. Vergeef ons skulde en lei ons nie in die versoeking nie. Die nood van sonde in ons lewe is ons diepste nood. 'n Mens kan en mag daarmee na God toe gaan, maar ons moet ook. En die wonder is dat elke keer wat ons met ons skuld en ons berou voor God staan en ons kniel in die gebed, dat God in Christus nie die sonde vir ons toereken. Want soos ons reeds gesê het, Jesus het al 2000 jaar reeds daarvoor betaal. Dit het hy gedoen toe hy ook aan die kruis gesê het, dit is volbring. Nou is daar maar net een manier hoe u en ek met ons sondige self elke dag kan staande bly. Dis om te vra, Here, bewaar ons teen onsself. Ons het al voorheen die voorbeeld gebruik, maar ek wil dit ook weer hier van toepassing maak. Die enigste manier wat 'n alkoholist het reg kry om op te hou drink, en nie meer na drank te smag nie, is om elke dag te vra, Here, help my net vandag, dat ek nie na drank sal smag nie. Gee my net vandag die krag, dat ek regop sal bly. En ek kan op ons eie die mooiste voornemens hê van hoe goed ons môre gaan lewe. Maar as ons dit op ons eie gaan probeer, gaan ons nie staande bly teen die versoekings nie. Om die waarheid te sê, lyk my dan is dit nog meer. Eintlik moet u en ek elke dag bid. Here, help my vandag, dat ek nie in versoeking van die sonde sal kom nie. Van onsself moet ons altyd onthou wat in 1 Johannes 1 vers 8 en 9 staan. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig,
Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Naas die sonde as ons diepste nood, is daar nog ander nood en behoeftes in ons lewe. En die wonderlike is, dat die Bybel sê, ons kan met enige nood en behoefte na God toe gaan. Ons Vader sê saam met die bede van vergeef tog ons skulde, en lei ons nie in die versoeking nie. Dat ons elke dag mag vra vir daardie dag se brood. Filippense 4 vers 6 wat ons ook vanaand saam gelees het, sê Paulus, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Weet jy, God wil nie hê jy en ek moet ons bekommer nie. Hy wil hê jy en ek moet kom en elke dag vir hom sê, wat is ons behoeftes? En wat is dit wat ons bekommer? In Filippense 4 vers 6 word daar nie een beperking geplaas op die sake waarmee ons na God toe kan gaan nie. Daar's niks waarmee ons besig is wat nie vir God belangrik is. Partykeer hoor ek mense sê, ek wil nie vir God met die saakie opsaal. Jy moet weet, God is in sy almag nooit te besig om te luister. Ons kan met enige saak na hom toe kom. Ons is God se kinders. Daarom is wat ons dink en wil weet en oor ons bekommer, is dit vir God belangrik. Al die dinge waarmee ons besig hou. Ek mag vra as ek my pen iewers neergesit het, of my bril laat lê het, of 'n naald verlore laat gaan het. Here, ek kry nie hierdie dinge, help my asseblief. En in dieselfde asem mag ek vra, God, laat asseblief u koninkryk kom. Jy weet, wanneer 'n mens onthou dat jy met enige saak na God toe kan gaan, dan kan mens mos nie gespanne en bekommerd wees daaroor nie. Ons mag spontaan vra. En ons mag met God praat, of met enige sorge na hom toe gaan. En ons kan elke keer weet hy hoor. En hy verhoor. So staan dit in Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Let wel, in alles kan ons begeertes aan God bekend maak. As mense wat sê, jy moet vir God sê wat moet hy doen. Amper dwing. Filippense 4 vers 6 beklemtoon dit. Ons kan nie ons wense aan God opdring nie. Ons kan maar net ons wense aan God bekend maak, deur dit in gebed voor hom te lê. En hierdie bekend maak, is daar nie enige prestasie of verdienste van ons kant af ingesluit. Wanneer ons in gebed ons wense en behoeftes aan God bekend maak, dan kom lê ons dit in sy groot hande, en dan laat 'n mens dit daar, vir hom om te handel soos wat hy goed dink. Soos wat Paulus sê in Filippense 4 vers 6, sê Petrus ook in lyn met hom, in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Petrus sê ook, ons kan met alles na God toe gaan. Hy sê nie hier, daar sekere sake wat belangriker is as ander sake. In sy brief wat Petrus skryf, lei 'n mens af dat die mense vir wie hy skryf onder baie moeilike omstandighede geleef het. En die indruk wat 'n mens kry is dat hulle lyding nog sou vererger. Dis na die lyding en bekommernisse wat Petrus verwys. En dan sê hy, ons hoef nie net oor die goed wat ons nou pla vir God te bid. Daai goed waaroor ons al môre begin bekommer van môre, die onbekende,
kan ons ook vir God gee. Hy sal daar sorg. Wanneer ons ons behoeftes in gebed aan God bekend maak, sal ons goed doen as ons die woorde van Klaagliedere 3 vers 25 en 26 onthou. Hier staan: Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mense wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Mag jy en ek nooit skroom om na God toe te gaan. Mag ons ook altyd onthou, hy hoor. En op sy tyd gee hy elke keer die uitkoms. Amen.